nou begin ons om te kyk na 'n paar gunsteling tipe vrae wat gereeld voorkom. Party van hulle is bietjie moeiliker, veral van die einde, maar dis eintlik maar net 'n paar goedjies wat weird lyk, maar dis dieselfde tipe vrae wat oor en oor en oor voorkom. Alright, so weer eens hierdie is alles baie mooi in julle opsommingsveel uiteengesit. So die eerste enetjie is wanneer hulle vir my sê, bepaal die algemene oplossing van daai. Ons het dit klaar gedoen. Alright, so ons het hom gedoen in die opsommings het ek ook vir jou gesê, dit was type 3, so voorbeeld 1. So nou wat gebeur? Ons het nou my algemene oplossing gekry. Great, so julle kan net gaan kyk na die algemene oplossing by type 3, hoe ons daarin gedoen het. Nou wat dit vir my sê is, hulle sê bepaal die waarde van x indien x 'n element is tussen minus 180 en 360. Alright, so wat nou hier plaasvind, is nou moet jy die amptelike waardes vir x gaan gee. So dis nou waar hierdie gedeelte inkom van k is 'n element van my heelgetalle. Alright, al wat ek gaan doen julle, jy vat hierdie gedeelte van jou algemene oplossing, en ek het dit vir julle baie mooi in die opsommings gaan sit, julle kan dit net so in die notas gaan kyk, het gaan vir jou baie help om van die notas af te werk, om te gaan sê, so ons het gaan sê, jy chuck hierdie ding net so in jou calculator in. Ek hou daarvan om my k te begin by 'n minus 1, maal my 360, en dus jy dit in jou calculator inchuck. Wanneer jy dit so in jou calculator inchuck, en ek maak my k minus 1, dan kry ek minus 330. Nou gaan kyk ek gou, ok, ek kan sien minus 330 val nie binne daai interval nie. Daarom gaan ek nie eers na minus 2 en minus 3 aangaan nie. Dan wat ek gaan doen is ek gaan maak hom 'n 0. Ek gaan maak my k 'n 0. As ek dit in my calculator incheck, kry ek 'n 30 grade. As ek hom 1 maak, kry ek 390 grade, en dit val al klaar buite my interval, daarom gaan ek nie eers worry oor 2 en 3 nie. So in hierdie geval is daar net enetjie wat actually binne my interval lê, dis die 30 grade. So ek kan hom so lank gaan skryf, x is gelyk aan ek het my 30 grade, alright? Nou wat gebeur is, nou kyk ek na die tweede gedeelte, en die algemene oplossing was in 2 kwadrante. So nou doen ek presies dieselfde. Ek gaan skryf hierdie 150, jy chuck hierdie net so in jou calculator in, plus hakkie, soos ek sê, ek hou daarvan om by minus 1 te begin, minus 1 maal met 360, dan chuck jy daar in jou calculator in, dan kry ek minus 210. En dit is buite my interval van minus 180, so ek gaan nie eers minus 2 probeer nie. Dan gaan ek na 0 toe, so jy sê net back, en jy maak hom 'n 0, die stappe is in die opsommings, dan kry ek 150 grade, dit is actually in my interval. Dan maak ek hom 'n 1, dan kry ek 'n 510 grade. Dit is nie in my interval nie, daarom worry ek nie eers oor 2, 3 en 4 nie. Alright, so die wat actually dan nou saak maak, dis die 30 grade en die 150 grade, en dis hoe ons daai gedeelte doen. Alright, ons het mos in die vorige video gaan kyk na my algemene oplossing, spesifiek wanneer hulle 'n sin, sê net maar 'n sin en 'n kos by mekaar sit. In daai geval gaan deel ek met 'n kos en dan werk ek met 'n tan. So dis lekker. Ons het hom gedoen, dit was die tipe 4 gewees. Julle kan net daarna gaan kyk. Maar nou, wat gebeur as hulle 'n sin en 'n tan by mekaar sit? Alright? So ek het gedink ek wil maar net vir jou 'n voorbeeld gee van hoe 'n sin en 'n tan saam lyk, en dan die volgende enetjie gee ook vir my wanneer 'n kos en 'n tan saam is. Okay. So kom ons kyk gou die eerste een. Is dit 'n sin en 'n tan saam is? Eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan kyk of ek ietsie kan verander of 'n bietjie vereenvoudig. So ek hou daarvan is ek gaan skryf my tan aan die linkerkant, en dan skryf ek hom so lank as 'n sin x bo op 'n cos x. So julle sal sien, hier is eintlik nie so bad nie. Okay, dan wat ek gaan doen is, ek hou daarvan om dan te gaan faktoriseer. Ek gaan my sin x uithaal, wat oorbly is 'n 3 minus 2 en 1 op cos x. Of jy kan hom gaan skryf, natuurlik as 'n 2 op cos x. Dit maak nie regtig vir my saak wat se en jy gebruik nie. Alright. Nou wat ons gaan doen, nou sit ek met 2 gedeeltetjies presies waar ons nog die hele tyd gekom het. Ek sit hierso aan die een kant met 'n sin x is gelyk aan 0. En aan die ander kant sê ek 3 minus 2 op cos x is gelyk aan 0. Wat jy nou gaan doen is ek gaan vereenvoudig, hoe ek dit gaan doen is ek gaan maal regdeur met my KGV wat cos x is. So ek kry 3 cos x minus 2 is gelyk aan 0.
En dis iets wat ek mee kan gaan werk om te gaan vereenvoudig om te sê waar is cos x gelyk aan 'n 2/3. Alright, en van hier af is dit presies dieselfde met my algemene oplossing soos wat ons dit nog die heeltyd gedoen het. As julle daai video weer wil gaan kyk, ek het nou gaan vereenvoudig om te sê waar is sin x gelyk aan 0 en ek wil weet waar is cos x gelyk aan 2/3. So dis presies dieselfde as jou algemene oplossings wat ons al gedoen het. Hierdie was stap 1 om te vereenvoudig. Stap 2 is sê vir my gaan bepaal jou verwysingshoek. Julle weet nou om dit te doen, shift sin 0 en dan kry ek hom as 'n 0 grade. Stap 3 was om te sê kom ons gebruik my cast diagram en ek kan kyk waar is sin positief. Ek hou daarvan om nou as 'n positief te sien. Hy's by A en by S. En dan gaan skryf ek hom hierdie gedeeltetjie 2 keer neer, dis stap 4. So ons skryf my x 2 keer neer. Julle behoort dit nou al te kan doen. Om te gaan sê die eerste een is net my gewone verwysingshoek plus K 360 grade, die ander een in kwadrant S is 180 minus die verwysingshoek plus K 360 grade. En dan het ek my twee algemene oplossings gekry as K 360 en 180 plus K 360. Onthou, jy moet iewers feature K is 'n element van my heelgetalle. Okay. Die volgende ene, weer eens presies dieselfde met algemene oplossing. Stap 1, bepaal my verwysingshoek. Ek kry my verwysingshoek, shift cos 2/3, dit gee vir my 'n pragtige 48,19 grade. Dit was stap 2. Stap 3 sê vir my gebruik jou cast diagram. En ons kyk waar is die cos positief. Cos is positief by C en by A. Dan wat ek gaan doen, stap 4 is jy gaan skryf hierdie gedeeltetjie 2 keer neer. Die eerste kwadrant is maar net my gewone kwadrant, so dis maar net theta, dis net 48,19 plus K 360. En die onderste enetjie is 360 minus die 48. Plus K 360. Hierdie het ons daarom in meer detail gedoen met algemene oplossing en dan aansienlik rustiger gewerk. So ons gaan skryf hierdie enetjie as 311,81 plus K 360 en dan moet jy iewers skryf K is 'n element van my heelgetalle. So daar is die algemene oplossing. So in die pakkie het ek vir julle kan jy presies sien waar is die regmerkies, dis die algemene oplossing. Okay. Nou sê hulle vir my, bepaal die waarde van x indien x 'n element is tussen minus 360 en 270 grade. So dis nou die gedeelte waar jy die amptelike waarde van x moet gaan kry. So ons het nou net in die vorige voorbeeld daarom my algemene oplossings gaan bepaal. Ons het hom gekry as daai 2 vir die eerste gedeelte en daai 2. Okay, so ons het klaar die algemene oplossing gaan kry. So al wat jy nou gaan doen, en die stappe is vir julle gegee in die pakkie, al wat jy doen jy gaan sê, ek gaan check hierdie my calculator in, en dan maak ek hom 'n minus 1. As hy 'n minus 1 is, dan kry ek my waarde as minus 360, en hy is daarin binne ingesluit. So ek gaan so lank die waardes hier in die onderkant alles gaan neerskryf. X is minus 360. Dan wat jy gaan doen, is jy gaan maak hierdie enetjie 'n 0. As ek hom 'n 0 maak, so kom ons sê wanneer hy 'n 0 is, so jy sê 0 maal met 360, dan kry ek hom as 'n 0 grade. 0 is ook in daai interval. So ek gaan sit hom, ek weet hy gaan werk, ek sal hom nou 'n mooi volgorde skryf. Dan sit ek hom, maak ek hom 'n 1. 1 maal met 360 is 360. Dit is nie binne in die interval nie, daarom gaan hy nie werk nie. Alright, so op hierdie stadium het ek al my 0 grade. Ek gaan dit net so lank neerskryf daar. In die pakkie het ek dit baie mooi in volgorde vir julle gaan sit, laat julle net sien waar dit vandaan kom so lank. Okay, dan die volgende enetjie, gebruik ek nou die tweede gedeelte van die algemene oplossing. Nou gaan ek vir jou sê, right, dis net in 'n ander kwadrant. Ek gaan check hierdie ding net so in my calculator in, so jy gaan tik letterlik in 180 plus, ek hou daarvan om by minus 1 te begin. So ek sê minus 1 maal met 360, as jy dit in jou calculator incheck, kry ek minus 180, en dit is in my interval. Ons worry mos net tussen minus 360 en 270. So ja, dit val in my interval. Dan wat gebeur is ek maak hierdie ouetjie 'n 0. Jy sê net back en dan maak ek hom 'n 0. Kry ek hom 180 grade.
Yes, 180 is in my interval, daarom gaan ek hom insit. Dan gaan maak ek hom 'n 1, dan kry ek hom as 'n 540 en dit is nie in my interval nie. Daarom gaan ek nie eers worry oor 2 en 3 en verder nie. Okay. Dan, hierdie is sover my antwoord, maar ek is nog nie klaar nie. Ek het nog 'n gedeelte om te doen. Ek moet hierdie deel ook doen. Alright. So nou doen ons presies dieselfde. Jy chuck daai in jou calculator in, en dan gaan maak ek my k 'n -1. So wanneer k -1 is, dan kry ek my antwoord as 'n -311,81. Dit is in my interval. Dan gaan maak ek my k 'n 0. Wanneer hy 0 is, kry ek 'n -48,19. Dit val ook in my interval. Dan gaan maak ek hom 'n 1. Wanneer hy 1 is, kry ek 'n 408,19. Dis nie in my interval nie. So my waarde vir x het 2 waardes bygekry. So ek kan dit so lank gaan bysit. -311,81 en -48,19. Okay. Volgende enetjie, nou die laaste een, hier het ek net vir julle so lank gewys hoe jy hom gaan inchuck. Ons doen presies dieselfde. Jy gaan chuck daar in jou calculator en ek maak my k 'n -1 en dan kry ek iets, maar hy is klaar deel van my interval. En dan maak ek my k 'n 0 en dan kry ek hom as 'n 311 en dit is al klaar buite my interval. So ek gaan hom nie eers probeer om 'n 1 en 'n 2 en 'n 3 te maak nie. So ek het al my waardes klaar gekry. Wanneer jy hierdie gaan doen, asseblief gaan skryf dit net baie mooi in volgorde neer. Dit lyk net aansienlik nettieser as wat jou eksaminator nou moet gaan soek na al die waardes. So skryf dit mooi kronologies van klein na groot, dan weet jy jy's veilig. Alright, in die pakkies is dit darm so vir julle gedoen. Okay. Volgende enetjie, kyk wat gebeur nou. Nou gee ek vir jou 'n kos en 'n tand saam. Weereens, it's not that bad, julle. So wat ek gaan doen met hierdie, né? Hulle sê bepaal die algemene oplossing van hierdie hele lelike ding. Ag, dit lyk terrible. Daar's tande en kosse en niks wat ek regtig kan verander nie. So wat ek van hou om te doen is om in hierdie geval wil ek net eers ontslaa raak van my breek. Ek hou nie daarvan om met 'n breek te werk nie, so ek gaan maal regdeur met my KGV, okay? Ek sien wel een ding. Ek sien ek kan my tan gaan anders te skryf. Ek het my -2 cos x. My tan kan ek gaan skryf as 'n sin x boop 'n cos x plus 5 boop cos x. Okay. En ons sê dit is gelyk aan 0. Right. Nou gaan maal ek net regdeur met my KGV wat cos x is. So ek het 'n -2 cos kwadraat x minus 5 sin x, want onthou hy kanselleer mos nou uit, plus 5 is gelyk aan 0. En daar is ons weer terug by een van jou tipes vir jou algemene oplossing, waar jy hierdie cos kwadraat kan gaan verander. Ek gaan verander my cos kwadraat as 'n 1 minus sin kwadraat van x. Minus 5 sin x plus 5. Right, julle kan die video gaan kyk oor algemene oplossing, waar mense hierdie hakies gaan uitmaal om presies te sien hoe ons dit gaan doen. Maar wanneer ek my hakies gaan uitmaal en gaan vereenvoudig, gaan ek uitkom by 'n 2 sin kwadraat x minus 5 sin x plus 3 is gelyk aan 0. En dan van hier af, ons het al hierdie tipe algemene oplossing gedoen, so ek gaan hom vir nou net faktoriseer. In die pakkies is die stappe verder gevat, goed wat julle nou al daarom gesien het. Maar hoe jou hakies gaan lyk, is jy gaan hom gaan kry as 2 sin x minus 3 en 'n sin x minus 1. En dan is ons nou weer by stap 1 van al my algemene oplossings, is ons het gaan kry, wanneer jy vereenvoudig, om te sê sin x is gelyk aan 3/2, of sin x is gelyk aan 1. En van hier af is dit presies dieselfde as wat ons nog die hele tyd gedoen het, so julle kan in die pakkies gaan kyk, of dan net die video vir algemene oplossing. Alright, ek wil net gehad het julle moes hierdie eerste deel sien van wat gebeur as ek 'n tan en 'n kos, of ietsie weird soos dit bymekaar kry. Alright, so wanneer ons hier by voorbeeld 4 kom, hulle sê hier vir my, bewys die volgende identiteit. Ons het dit daarom klaar gedoen, julle kan maar net gaan kyk by in die identiteite pakkie. Dis voorbeeld nommer 7, het ons hom klaar gedoen, hy is ook op die video vir identiteite.
Right, nou wat hulle vir my vra, en dit is die vraag wat gewoonlik op identiteite of vereenvoudiging volg. En dit is eintlik so eenvoudig. Wat lekker is hiervan, al kon jy nie jou identiteit bewys nie, kan jy nog steeds die punte kry, want ek ken my leerwerk. My leerwerk sê vir my, enigiets is ongedefinieerd met deling deur 0. Met ander woorde, wanneer dit wat aan die onderkant van my breek staan, gelyk is aan 0. So maklik soos dit. Ek hou daarvan as dit 'n eenvoudige ietsie is, so sê net maar cos theta. Hou ek nogal daarvan om te gaan kyk waar is cos theta gelyk aan 0. Ek hou daarvan om net my grafiek te gaan teken. So hier is my gewone cos theta grafiekie, net so, boem. En nou wat jy gaan doen is, nou moet jy gaan kyk waar is hy gelyk aan 0. Daar waar hy 0 is, dit is baie mooi vir julle aangedui met so mooi kruisie daar in die pakkie. Daar is hy 0, daar is hy 0, daar is hy 0 en daar is hy 0. So dan gaan skryf ek letterlik net daai waardes neer. So dit is minus 270, minus 90 grade, 90 grade en 270 grade. Voilà, en daar het ons dit. Okay. En dan altyd met 'n uitdrukking, as jy moet wys was iets ongedefinieerd en daar is 'n tan in die mix, dan moet jy altyd jou tan ook kyk, want onthou hy het asymptote. So ek ken my leerwerk, so as ek gaan kyk na my tan grafiek en waar is hy ongedefinieerd, met ander woorde waar bestaan hy nie, dan kan ek sien, dit is by 90 grade, 270, minus 90 en minus 270, en sien julle, dit is presies wat ons al klaar het. Boom. So daar is my antwoord. Okay, so daar's net 'n paar maniere om hom te redeneer. My go-to sal wees om te gaan kyk na daai enetjie en check maar net altyd vir tan dat ons nie 'n asymptoot mis nie. Okay. Right, nou volgende enetjie hier, vra hulle weer vir my, bewys die volgende identiteit. Ons het, soos ek gesê het, daarom nou al klaar die identiteit klaar gaan bewys, so julle kan maar net gaan kyk. Dit is voorbeeld nommer 3, kan julle gaan kyk hoe ons hierdie identiteit bewys. Okay, dit is in die pakkies. Dan wat ons gaan doen, is hulle sê vervolgens of andersins, bepaal nou die waarde van theta waarvoor hy gaan, hierdie uitdrukking gaan ongedefinieerd wees. Ons weet daarom nou ongedefinieerd is wanneer daar deling deur 0 is, en wanneer daar 'n tan in die mix is, moet jy gaan kyk na die asymptote. So kom ons kyk eers wanneer deling deur 0. Deling deur 0 sê dit eintlik vir my, ek wil weet waar is hierdie 2 sin kwadraat, waar is dit gelyk aan 0? So ek kan gaan deel met 'n 2, so ek wil weet waar is sin kwadraat gelyk aan 0, met ander woorde, ek wil eintlik net weet waar is sin x gelyk aan 0. Dis pretty much wat ek wil weet, en ek wil weet tussen minus 360 en 360. So, soos ek gesê het, met hierdie goed, hou ek daarvan om te kyk of kan ek nie net my grafiek teken nie, as dit 'n eenvoudige dingetjie is, dan verkies ek om my grafiek te teken. So, waar hy 0 is, minus 360, 180, 0, 180 en 360. En daar is my waardes dan vir x, waarvoor hy gaan ongedefinieerd wees, as ek gaan kyk waar is my sin x grafiek gelyk aan 0. So ek kan dit so lank gaan skryf om te sê x is minus 360, minus 180, 0, nou hier is alles grades, 180 en 360 grade. Okay, dan, oordat daar 'n tan in die mix was met my oorspronklike uitdrukking, moet ek na my asymptote ook gaan kyk. So ek moet gaan kyk, waar is my asymptote van tan, waar gaan hy nie gedefinieerd wees nie. Dit is minus 270, minus 90, 90 en 270, dan moet jy hierdie nou ook gaan bysit. Nou ek het vir julle gesê, ek hou daarvan om dit maar net bietjie netjies mooi kronologies te sit. So my finale antwoord sal wees minus 360, jy moet jy 270, want dit kom van die tan. Minus 180, minus 90 is weer van die tan. Dan het ek 'n 0, 'n 90 van die tan, 180, 270 van die tan en 'n 360. So dis al die waardes waarvoor daai uitdrukking ongedefinieerd gaan wees. En dis waar ons aan daai kom. Okay. Right, nou begin ons met die lekker gedeeltes. Ek love it as hulle hierdie vra. Hier is gewoonlik 'n vraag, dis gewoonlik 'n 5-punt vraag en dis gewoonlik die deel wat julle net skiep. Maar dis eintlik so eenvoudig. Jy moet net hou by die stappe en dis hoekom ek hierdie vir julle wys, dat julle gemaklik raak met dit, want dit is verskriklik lekker. Okay. Bietjie algebra saam met die trig. Ons gaan amper niks trig doen nie, eers aan die einde. Okay, eers sê hulle vir my, indien
P gelyk is aan tan A plus sin A en Q is tan A minus sin A. Bewys dat PQ gelyk is aan tan kwadraat A maal met sin kwadraat A. Okay. So, my beginpunt hier sal wees om, kom ons gaan skryf net eers my hakkies, want hulle sê vir my, ek moet basies vir PQ gaan bereken. So kom ons gaan bereken vir PQ. Ons weet mos P het hulle vir my gesê is 'n tan A plus sin A, en Q het hulle vir my gesê is 'n tan A minus sin A. Moenie hierdie overthink in die hele, dis net 'n bietjie hakies uitmaak, it's not that bad. Dan gaan maal ek uit, tan maal met tan gee vir my 'n tan kwadraat A, tan maal met minus sin is 'n minus sin tan en 'n plus sin tan, die toekies gaan mekaar uitkanselleer, en dan kry ek 'n minus sin kwadraat A. Okay, is nie goed wat maal nie, dis nou al klaar, my antwoord moet goed maal, hierdie, nee, dit maal nie. So, ek is ten minste al 'n stappie nader. Right. Nou wat jy gaan doen, onthou ek het vir julle gesê met identiteite ook. Hierdie is pretty much 'n weird identiteit. Jy hou by my stappe. Jy vereenvoudig, dis hakkies uitmaak. Dis wat ek nou net gedoen het. Boom. Stap 2 is kyk of jy iets kan verander. Ek sien ek kan my sin kwadraat verander en jy kan jou tan kwadraat verander. So jy kan pick and choose wat jy wil verander. Ek gaan my tan kwadraat verander. Jy kan enigiets gaan verander, ons kom by dieselfde antwoord uit. So ek gaan my tan kwadraat verander en ek gaan skryf hom as 'n sin kwadraat bo op 'n kos kwadraat. Jy weet net jy moet verander want dis wat my stappe sê. So ons overthink dit nie. So ek het iets gaan verander en nou moet ek van voor af weer vereenvoudig. So ek gaan maal hom en julle weet vereenvoudig beteken jy gaan sit hulle asseblief op dieselfde noemer. Ek het my kos kwadraat. Right. So my sin kwadraat moes met niks gemaal het nie. My sin kwadraat moes nou wel met 'n kos goed kwadraat gemaal het. So ek het sin kwadraat A maal met 'n kos kwadraat A. Okay. So ek het gaan vereenvoudig. Nou kyk ek, kan ek verder vereenvoudig? Daar's nie appels en pere wat ek by mekaar kan tel nie. Nee. Ek mag nog nie gaan uitkanselleer nie. En ek mag nie sê daai 2 minus nie, asseblief nie. Okay. Wat jy nou kan gaan doen, jy gaan na stap 3 van identiteite, is jy gaan kyk of kan ek faktoriseer. Ek kan faktoriseer. Ek het 'n pragtige sin kwadraat A wat ek kan uithaal. Wat oorbly is 'n 1 minus kos kwadraat. Okay, so ons vorder is daarom nou iets anders bo op 'n kos kwadraat van A. Right, so ek het gaan verander. Nou begin ek weer van voor af. Kyk of kan ek vereenvoudig of verander of faktoriseer. Hierso sien ek kan ek ietsie vereenvoudig. Die sin kwadraat op kos kwadraat gee vir my die tan kwadraat. En dan verander ek die 1 minus kos kwadraat is 'n sin kwadraat. En dit is waar ek moes uitkom. Tan kwadraat maal sin kwadraat, voilà. En ek het net my stappe by my stappe gehou. Ek het gaan vereenvoudig, verander, gefaktoriseer, ja, doen net weer verder vereenvoudig en that's it. Right, dis hoe ons omdoen. Ek love it as hulle dit vra. Die volgende enetjie is amper dieselfde. Hy's eintlik nog 'n bietjie makliker, die een hierna raak bietjie interessanter. So hierdie een is nog so bietjie vervelig. So wat hulle hier vir my sê, hulle sê x is 4 sin A en y is 4 cos A en bereken die waarde van x kwadraat plus y kwadraat. Dis so eenvoudig julle, jy moet net eintlik jou hakkies onthou. Dit is waar baie mense fout gaan. As hulle sê vir my x is 4 sin A en dan gaan sê hulle, okay, so x kwadraat is 4 sin kwadraat van A. Dis nie wat daar staan nie julle. Jy mag nie dit doen nie. Jy moet die hele ding asseblief gaan kwadreer. En dan kry ek 'n pragtige 16 sin kwadraat A. So maak seker julle maak nie daai fout nie. En dan dieselfde aan die regterkant. Ons weet y is 4 cos A. So wanneer jy hom kwadreer, moet jy die hele ding gaan kwadreer. So y kwadraat gee vir my is 16 cos kwadraat van A. Okay. En al wat hulle nou vir my sê is bereken asseblief vir x kwadraat plus y kwadraat. So dit gee vir my 16 sin kwadraat A plus 16 cos kwadraat van A. Okay. So wat jy nou hier kan gaan doen, jy is welkom om te gaan
verander. Why not? Jy kan my sin kwadraat gaan verander na 1 minus cos kwadraat. Ek gaan nie dit doen nie, maar jy is welkom, ons kom by dieselfde uit soos ek sê. Ek gaan sommer eerder faktoriseer, want ek sien my kwadrate, dadelik dink ek faktorisering. Ek haal my algemene faktor uit wat 'n 16 is, en wat oorbly is 'n sin kwadraat plus cos kwadraat. En ek weet, sin kwadraat plus cos kwadraat is 1, so my antwoord is 'n pragtige 16. Okay, sê nou maar jy was nie lus vir faktorisering nie, jy wou eers op my lysie gegaan het om te sê, jy gaan mos nou eers vereenvoudig, daar's niks om te vereenvoudig nie, dan kyk ek of kan ek dalk iets verander. Sê nou maar jy het gesê, weet jy, ek wil my sin kwadraat verander na 'n 1 min cos kwadraat. Why not? Kom by presies dieselfde uit. Om te gaan sê, right, ek het gaan verander, so nou moet ek eers weer gaan vereenvoudig. So ek moet eers weer my hakkies gaan inmaal. So ek kry 16 minus 16 cos kwadraat A, plus 16 cos kwadraat A, minus plus, my antwoord, weer eens 'n pragtige 16. Dit kom op dieselfde neer as jy jou cos kwadraat gaan verander het na 'n 1 min sin kwadraat. Okay, right. Volgende enetjie, nou is dit bietjie interessanter. Hierdie is 'n mooi vraagie. Right. Daar's 2 van hulle wat ek vir julle gegee het. So kyk na voorbeeld 8 en na voorbeeld 10. Daai tweeetjies is baie dieselfde. Dit gee vir jou 'n idee van hoe hulle dit kan vra. So kom ons kyk. Die eerste een, hulle gee vir my x op 1 op x is gelyk aan 2 cos A. So kom ons begin met dit. Moenie hierdie goed overthink nie. Julle gaan mooi sien, dis hoekom ek vir julle 2 voorbeelde gee. Hou net by die stappe, dan kan jy nie regtig verkeerd gaan nie. Maar dit is 'n bietjie 'n mooier vraagie hierdie. So ek kan gaan sien, hulle sê vir my x plus 1 op x is gelyk aan 2 cos A. Daar's hy. En aan die ander kant gee hulle vir my 'n 1 op x kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan 1. En nou vra hulle vir my bepaal die waarde van hoekie A. Alright. En hulle sê A lê somewhere tussen 0 en 180 grade. Okay. Eerste ding wat jy doen, kyk wat hulle vir jou gee en kyk wat hulle vir my vra en soek die link tussen die twee. Hulle gee vir my 'n x en 'n 1 op x. En hierdie kant kry ek 'n 1 op x kwadraat en 'n x kwadraat. En hulle gee vir my antwoord vir dit is 1. So my beginpunt sal wees, kom ek kyk net eers of ek die link tussen die twee kan kry, laat ek ten minste met min of meer dieselfde iets werk. Okay, so my go-to, sien jy, hierdie kant het kwadrate, hierdie kant het nie 'n kwadraat nie. So wat ek gaan doen is, ek sal my linkerkant ook gaan kwadreer. Moet asseblief nie net vir my gaan sê kwadreer, 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 kwadreer nie. Dit is nie reg nie. Wat jy gaan doen is selfs as met graad 8 algebra, jy kwadreer die hele linkerkant en die hele regterkant. Jy doen dit want jy sien, hulle gee vir my nog iets met 'n kwadraat, so jy probeer net nog 'n kwadraat kry. Net wiskundig en algebraïs korrek. Ek glo julle weet daarom nou hoe jy moet hierdie hakkie 2 keer gaan neerskryf. Jy is welkom om hom op die shortcut te doen. Ek gaan nou sommer net gou die lang pad vat, sodat ek vir julle die verskil kan wys. Vir die wat nie die algebra kan onthou nie, is ek gaan sê, wel, x mal met x gee vir my 'n x kwadraat. Dan sê ek x mal met 1 op x. Kyk wat gebeur daar. X mal met 1 op x, onthou julle breek, maal ek bo met bo en onder met onder. So ek sê x mal met 1 is x, 1 mal met x is x, so my antwoord is net 'n 1. So ek sê plus 1, hierdie kant weer, plus 1, en 1 op x maal met 1 op x gee vir my 1 op x kwadraat. Okay, en ons weet, dit is mos nou, ons het gesê, is gelyk aan 4 cos kwadraat van A. Een oomblik A, dan sit x, dit is baie confusing. Okay, kyk gou wat ons nou kan doen. Ek het nou gaan vereenvoudig, ek kan verder vereenvoudig, want ek kan sien 1 plus 1 gee vir my 'n 2. So ek kan hierdie stukkie gaan skryf hom as 'n 2. Okay. Nou, kyk gou wat gee hulle hier vir my. Ek moet eventually by die A uitkom, maar ek het nou nog 'n klomp kwadrate en x'e en stuff. Dit maak dit glad nie sin nie. Hulle het gesê 1 op x kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan 1. Right? So kom ons kyk. Sien julle, ek het 'n 1 op x kwadraat plus 'n x kwadraat.
Hulle het gesê, daai gee vir my 1. So hier staan eintlik, dis die 2, plus hierdie som, het hulle gesê is 'n 1. Dis wat die vraag vir my gegee het. Is gelyk aan 'n 4 cos kwadraat van A. Ok, dan is dit lekker maklik. Dan het ek 'n 3 is gelyk aan 4 cos kwadraat van A. En al wat ek gaan doen om my cos kwadraat alleen te kry, gaan deel ek met 'n 4. Daar is hy. En al wat ek gaan doen is ek gaan chuck hom in 'n wortel in. Right. So ons kry hom om te sê die cos van A is plus of minus wortel 3 op 4. As jy hom in jou calculator gaan inchuck het, sal jy gekry het wortel 3 bo op 'n 2. Dan sien jy net hierso is my 2 uit die wortel uit. Ok, so nou is dit al ten minste nader en hier moet nou al so 'n bietjie vir jou 'n klokkie in jou kop laat afgaan van 'n spesiale hoek. Alright. Nou wat jy gaan doen, presies dieselfde as wat ons nog die hele tyd gedoen het, is as jy nie jou, dis nou spesifiek as jy nie jou spesiale driehoeke ken nie, om te sê shift cos van wortel 3 op 2. Want hulle het vir my gesê sonder 'n calculator en daarom weet ek 10 teen 1 gaan ek dan kan 30, 45 of 60 gebruik. Maar kom ons kyk wat gebeur. As jy gaan sê shift cos wortel 3 op 2, ek kry my verwysingshoek dan, dis jou verwysingshoek, as 30 grade. En dan wat gebeur is, jy gebruik jou cost diagram, sien julle dis nog selfde as nou heeltyd dieselfde goed as met jou algemene oplossing. Hulle het wel vir my gesê, my A mag net tussen 0 en 180 grade lê. So ek weet dit ten minste. So ek weet, hy mag net lê in die kwadrant 1 of in kwadrant 2. So al wat ek nou gaan doen vir kwadrant 1, so kom ons noem hom kwadrant 1, kan ek gaan sê my waarde vir A is net 'n gewone 30 grade, en in kwadrant 2 kan ek gaan sê my waarde vir A is 180 minus my verwysingshoek, so my waarde vir A is dan 150 grade. En dis hoe ons daai netjie doen.